welkom. Het is nie as menslik waar mense wil verwelkom. Maar ek gaan vir sê baie dankie vir elke persoon wat vandag hier opgedaag het om die laaste keer Haldeblyk te bring aan Willem Jacobus van Wyk. Dis interessant hoe die dood baie keer nodig is om mense by mekaar te bring, om mense weer laat skakel met mekaar. Dis eintlik baie hartseer. Ons is hier vandag vir 'n gemeenskaplike doel. Ek glo dat ergens langs die pad het ons en Willem se lewens geskakel op een of ander manier. Het sê deur dienste, het sê deur vriendskap, het sê op watter manier, maar ergens, en dit is hoekom ons vandag hier is, om te kom groet, om te kom sê, ons is jammer. Ons simpatie en meegevoelens met die familie en die dood is altyd ontydig. Hy is nooit tydig, al verwag jy hom, al weet jy dat dit die volgende is wat gaan gebeur. Die dood is altyd ontydig. En ek dink die hele rede daarvoor is, as ek en die vandag kwaad raak om mekaar, is daar 'n moontlikheid dat ons weer kan vrede maak. As ons skei, as ons net uit mekaar en beweeg wegtrek, daar is 'n geleentheid om weer te praat, maar wanneer die dood aan ons voordeur kom klop, ons lewensdeel, dan is daar nie 'n kans op hierdie aarde om weer te sien, om weer reg te maak. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons in vrede met mekaar moet leef. Dat daar nie 'n dag kom wat ons sê ek moes nog, ek kon nog en ek sou en ek wou nog nie en ek moes maar. Dit is belangrik dat ons sal klaarmaak met bitterheid en onvergewensgesindheid, want dis dinge wat ons sien maak. Dis dinge wat ons ontneem van lewensvreugde en dis dinge wat ons werklik net ons tyd mors en tyd steel. Die leemte wat gelaat word deur iemand wat afsterwe kan nie gevul word met enigiets anders soos enige aksies of enige fisiese dinge of mense. Daar's net een unieke persoon of entiteit wat in daardie leemte pas. En dis God. So ek wil die familie vra dat God in daardie leemte kom sit. Want dis hy wat die berusting gaan bring, die vrede gaan bring, die aanvaarding gaan bring. Dis hy wat geneel word. Niks anders sal dit regbring. Baie keer bly mense in rou omdat hulle op verkeerde plekke soek na vertroosting, na vrede. Maar wanneer ons dit by God gaan soek, dan kry ons dit. Ek wil ook vandag sê, en ek preek nog nie, ek praat nog. Vandag is ek nie hier om te praat regtig oor Willem as mens. Maar niks wat ons vandag sê, kan verander aan wat was en wat is. Maar wat ek en u vandag besluit tydens hierdie geleentheid, dit het waarde. As ons hierdie vandag maar net sien as 'n geleentheid toe ons vir Willem van Wyk groet het, laaste eer kom bewys en dan sal dit maar net dit wees, dit sal oor 3 weke, 'n maand vergeet jy wees. Maar as ek en u vandag luister na die woord en ons maak 'n keuse vandag. Ons maak 'n keuse en ons weet dat in die toekoms, wanneer ons dink aan hierdie dag, sal ons onthou, dit was nie net om vir Willem te groet, maar dit was die dag toe ek 'n keuse gemaak het. En dan maak hierdie dag sin. Dan maak dit hierdie dag die moeite werd. As dit nie maar net 'n afskedsdag, maar as 'n dag toe ek 'n keuse gemaak het om 'n nuwe leefwyse, 'n nuwe iets te begin aan. Iets agter te kom, iets klaar te maak. Ons het 'n keuse vandag om dit nie net as 'n Haldeblyk te ontmoet. Voor ek verder gaan, wil ek sê dat ons maak verskoning vir die sitplekke te kort, maar ek gaan probeer om nie lang te wees. Steek maar julle hande op as julle bene lang raak. Ek weet daar is van ons wat nie meer so lekker kruisbeen op die grond kan sit nie, so. Ja. Kom ons maak hier oor toe. Ons Vader, ons kom hierdie dag en ons sê baie dankie vir die geleentheid om te kan groet hier. Tot ziens. Here, ons bid dat u die familie en naasbestaandes, Here, almal wat geraak word deur hierdie afsterwe van Willem, Here, dat u hulle sal vertroos, dat u hulle sal 'n kalmte en 'n aanvaarding sal gee, Here, dat u hulle deur die Gees sal bemoedig. Here, waar ons vandag
gesels rondom hierdie dinge, Here, waar ons gaan verkeer rondom hierdie woord, Here, dat elke woord en elke aksie wat vandag gedoen word, Here, sal wees tot eer en verheerliking van U koninkryk alleen. Dat ons net ons eie reg sal dinge sê, en praat en besluit, en dat ons sal doen aan die hand van U woord en by die leiding van die Heilige Gees. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons is in 'n plek waar ek weet op die stadium sê, ons gaan later geleentheid gee vir Hulde. So as iemand voel dat hulle Hulde bring, daar sal geleentheid wees later tydens die verrigtinge. Hierdie is 'n plek waar Willem se tweede is. Die sit met 6 het gepresie en dan van hom 'n wet wat hy bly. Sy passie, sy werk. Om werktuigkundige te wees is nie net om heel te maak, om foute te identifiseer nie, maar dit is om te herstel. Om dit moontlik te maak vir ander mense om hulle lewens mee aan te gaan. So dit is 'n groter doel as om net karre reg te maak. Dis 'n gawe, ek dink om 'n goeie werktuigkundige te wees is 'n gawe. Almal van ons kan 'n plak in uitdry, maar dis 'n gawe om 'n goeie werktuigkundige te wees om probleme te identifiseer, om oplossings te vind, wat nie altyd in die handleiding van die boek is. En ek dink Willem was een van daardie werktuigkundiges wat foute gesoek het en oplossings gevind het, al het die handboek dit nie voorgeskryf. Die gedeelte wat die diens my gevra het om oor te praat is Jeremia 33 vers 3 en ek lees dit vir u. Roep my aan, dis God wat hier praat met Jeremia, hy sit in die gevangenis, hy moes 'n boodskap gaan afgee van God oor 'n koninkryk wat tot niet gemaak gaan word, want God was nie tevrede met die mense se lewe nie. En hy sit in die gevangenis en God praat met hom. Maar die koning het nie gehou van wat hy sê nie, toe sit hy in die tronk. En ons self leef ook baie keer in omstandighede waar mense nie hou van dinge wat ons sê nie. Hou van dinge wat gebeur nie. En ons is baie keer in situasies waar ons nie wil wees nie. Of ons beland daar deur eie toe doen. Maak nie saak nie. Maar ons is daar en die Here praat met ons ook daar. Ons moet net luister. Hy sê roep my aan en ek sal antwoord. Nie as ek tyd het en môre of net nie, ek sal antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet. Jakobus 4 vers 2 en 3 sê onder andere, julle kry nie, julle het nie omdat julle nie bid. En dat is dan ook my thema, ek het nie want ek vra nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid. Ons vra vir die verkeerde rede. Ons vra in nood. Ons vra vir tydelike uitkomste. Mense sê wanneer 'n probleem opgelos is, sal dit die Here bedien. Ek het 'n paar keer in my lewe al gehoor. Nou ek het nog nooit gesien dat 'n persoon sy voertuig bring na 'n werktuigkundige toe wanneer hy reg is. Gewoonlik is dit as hy 'n diens nodig het of as daar 'n probleem is, dan bring ons voertuig. Ons sukkel nie eers self om die voertuig reg te kry en dan bring ons hom vir 'n diens. Dit maak nie die sin nie, maar as ons kom by die Here, dan wil ons gou eers self dinge hanteer in eie reg. Met ons beperkte kennis wil ons dinge hanteer en dan wil ons na die Here toe kom en sê, okay, Here, is ek nou. Daar is 3 komponente in hierdie teksgedeelte en 3 komponente van sekerheid. Die eerste een is, roep God aan. Die ander een is, God sal antwoord. En dan die derde een is, hy sal bekend maak, groot ondeurgrondelike dinge, wonders, dinge wat bo ons verwagtinge strek, dinge wat ver bo ons verwagtinge is. Dis nie, hierdie tekstvers is nie 'n voorstel. Dis nie 'n uitnodiging nie. Dis ook nie 'n aanbeveling nie. Dis 'n goddelike mandaat. Ons lees in die woord van die Here, nader tot God en hy sal tot jou nader. En ons versuim baie keer om dit te doen. Ons verwag dat God na ons toe moet kom om ons probleme op te los, om ons dinge aan te spreek. God verwag van my nie 'n aksie, sodat hy 'n reaksie. Hy sê, bely jou sondes en ek sal jou vergewe. Hy sê, onderwerp jou aan my, weerstaan die duiwel en hy sal vir jou weg. So
So jy sien in alle gevalle, in baie gevalle is daar 'n verwagting dat ek en u aksie sal hê, ten einde God te laat reageer. Nie om hom geskenk aan hoe vroeg by 10de is, of hoe gereeld ek in die kerk is, of wat ook al, of hoe goed ek is vir die mense wat buite op straat nie. Nee, dit is deel van Christen leefstyl. Maar dit word nie daarin gemeet nie, dit gaan oor my gesindheid. My attitude is everything. My gesindheid is dit waarop God reageer. Nou vir jou kon 'n verhaaltjie vertel, dis 'n verhaal van 'n seun wat daar agter 'n klein seentjie, 'n jong seentjie is. Jy sien sulke vandag nie. Ja, daar sit een. Ek vermoed hy was net sy groot gewees. En hier's 'n groot klip wat in die pad lê in die agterjaar en hy wil graag die klip wegkry sodat hy beter kan fietsry. En hy sukkel en sy pa's van hou hom dop en hy sukkel en hy stoei en hy skop die klip en hy praat met die klip en die klip kry nie geroer nie. En sy pa vra vir hom, is jy seker jy het alles wat jy nodig het om daardie klip te beweeg? En hy sê ja. En hy stoei en hy gaan aan en hy stoei en hy gaan aan. En eventueel vra sy pa weer vir hom, is jy seker jy het alles tot jou beskikking om hierdie klip te skuif? Hy sê pa, maar wil jy nie meer mag om help nie? En die pa gaan en hulle skuif die klip. En toe die klip klaar geskuif het, sê die pa vir hom, weet jy, die oomblik toe jy van my gevra het om jou te help, dis toe jy alles tot jou beskikking gebruik het om hierdie klip te skuif. En ek wil vir julle vandag sê, dit is wat God die Vader van my en u verwag. Om hom te roep, om hom te vra, kom help my, ek het 'n probleem, nie my eie reg dinge te wil doen nie. Om hom te nader en te sê, Here, ek wil u hê, want ek wil alles tot my beskikking hê om hierdie probleem, hierdie situasie, hierdie hartseer, hierdie pyn, hierdie bitterheid in my lewe ontslaaf van te raak. Maar ek het u nodig daarvoor. Ek het u nodig daarvoor. As jy nog nie tot God geroep het jy nog nie alles tot jou beskikking gebruik. As jy sukkel met een of ander area in jou lewe en jy het nog nie tot God geroep nie, dan moet jy verstaan hoekom jy sukkel. Maar as jy tot God roep, sal die uitkoms kom. Dis dalk waarom jy sukkel. Ons roep nie, so God kan ons nie antwoord. Daar is soveel onopgeëiste seëninge by God wat ons nie ontvang nie, as gevolg van ons nalating of versuim om God te roep. Dit gaan nie altyd oor die kennis of die uitkoms wat God gaan gee nie. Maar God bring baie keer 'n kalmte. En ek weet en ek is nie werkkundige nie, want dis nie my geaardheid, ek hou nie van vuil mediese olie nie. En ek het nie die geduld nie, want net heel agtergekom maar die klop het ding hier voor, as jy volk agter. Ek het nie die geaardheid om dit vat 'n spesiale mens. So baie keer, ek glo Willem het in situasies in hierdie plek en waar hy ook al gewerk het, maar in hierdie plek glo ek was Willem in situasies waar hy dalk kwaad geraak het, mismoedig geraak het, opstandig geraak het, omdat hy sukkel. Maar ek dink daar was ook tye wat hy van God geroep het. En waar God net 'n kalmte oor hom gebring het. En as gevolg daarvan kon hy die fout identifiseer op langs sien. Want jy sien, ons is baie keer so opgewerk, ons is baie keer so vol van ons eie kennis, ons is baie keer so besig, dat ons nie God hoor nie, dat ons nie God 'n kans gee nie. Hy sê vir my en jou, word net kalm. Word net kalm, as jy sien wat jy moet sien. Dan sal ek openbaar aan jou hierdie dinge wat jy moet weet, die wonders. Ons probleem is nie onbeantwoorde gebede nie. Ons probleem is ongeuiterde gebede. Ons bid. Daarom kry ons praat nie met God. Ons wil God nou en dan, wanneer die tek irriteer tref, die pop of die fijn stryk, waar ons sê, o Here, alweer met die Here met spring en dans. Ons loof God omdat hy alwetend is en alom teenwoordig is. Maar dan gaan doen ons sonder om hom te ken en 'n eie reg en krag vir ons dinge vermag. En dan sukkel ons. En wanneer ons probleme ervaar, dan vra ons maar waar was God en hoe kon God? Dan verwyd ons sukkel. Ons glo dat God die wêreld in 6 dae en alles daarin in 6 dae geskep. En die Bybel sê dit was goed. Maar ons versuim om te ken in ons finansies, in ons verhoudingslewe, in die huwelik, in vriendskap, in ons werk. Ons versuim om wysheid
voorspoed. Ja, moet nie net God se aangesig soek in die tye van benoudheid, in die tye van swaar kry nie. Ons moet God nog meer opsoek en aanroep in die tye van voorspoed, dan weet jy wat? Die goeie kom nie noodwendig van God af. Die slegte kom ook nie noodwendig van die duiwel af, want ons is baie keer self die oorsaak dat dinge in ons lewe verkeerd loop. En wanneer ons voorspoed kry, dan aanvaar ons dis God en dan sê ons, ek moet nou my voorspoed geniet. En wat doen die duiwel? Hy vat voorspoed en hy vat my weg van God af, want ek kan vir my 'n nuwe motorboot koop, 'n lekker 4x4, om Sondag 'n draaitjie te gery, want is al wanneer ek tyd het, dan gaan ek nie om God te dien nie. Ek maak nie tyd in die oggend en die aand nie, want ek is so besig met my voorspoed. Jy sien die duiwel gee ook voorspoed. So ons moet baie seker maak dat in die goeie tye, dat ons vir God vra. Here, is dit van ja? Want die Bybel sê ons dien die jaloerse God, hy gaan nie toelaat dat voorspoed tussen my en hom staan nie. Want of ek is 'n slegte rentmeester van my voorspoed, of dis van die duiwel, as dit tussen my en God is. As ek toelaat dat dit tussen ons staan. Dikwels, en ek maak klaar, dikwels wil ons net so 'n R50 se waarde van God. Jy weet soos ons koopkrag, net so R100, ons het nie nou met 'n weer tyd vir God. Ons wil net so deurkom tot môreoggend toe. Net gou deur hierdie situasie kom. Ek wil net gou so 'n bietjie van God hê, nie te veel nie. Net genoeg om die oomblik deur te kom en te kan oorleef. Ons soek uitkoms en opwinding. Ons soek ons begeertes om beantwoord te word. Ons soek die transformasie. En dis wat God doen wanneer hy ons antwoord. Hy transformeer ons. Hy kry ons in die regte verhouding. Dis hoe die Israeliete nie as straf nie, maar as gevolg van koppigheid. 40 jaar in die woestyn is. Ek het nie loop vandag in die woestyn dat. Ons kan nie verstaan hoe kom jy, want ek bid en ek vra. En al die dinge wat ek gesê het is van toepassing. My gebed is nie beter as enigiemand anders se gebed. God luister na ons almal. Maar daar's dinge in ons lewe, daar's 'n slaapmomentaliteit baie keer in ons lewe wat ons nie bereid is om af te staan nie. Ons brinker en verlang na wat in die verlede was. Ons leef omkyk soos Lot se vrou, en dan kan ons nie verstaan as God ons nie kan vertrou met wat ons plan. We pray enough to get by. We don't pray enough to get beyond. Op watter onopgeëiste seëninge van God is ons besig om uit te mis vandag? Omdat ons nie vra. Ek sluit af met, roep my aan, en ek sal jou antwoord en beken. Kan ons vandag 'n keuse maak, terwyl ons hier is om te groet vir Willem van buite? Kan ons vandag 'n keuse maak, myself om te begin roep na God en te luister na sy antwoord en dit so te aanvaar, te hoor wanneer vir ons net kalmte gee en nie noodwendige uitkoms nie, maar 'n kalmte gee, want ons het miskien al reeds die uitkoms, ons ken dan al reeds die antwoord, maar kom ons raak rustig vandag, kom ons vra van God om ons te help om daardie probleem, daardie geklop, daardie iets, daardie ongelukkigheid. Miskien is dit iets wat ek moet aflei en klaarmaak. Maar kom ons roep vandag vir God. En ons gebruik hierdie dag, en ons roep hierdie dag in herinnering, as die dag toe ek wil en goed, het ek my keuse gemaak. En dis ook hierdie dag op. Want dan maak het saak. Dan maak het hierdie dag nie moeilijk. Dan sit iemand net nog belewe wat afgeleid is. Amen. En ons Vader, ons sê baie dankie vir die woord. Here, elkeen wat nou die woord hoor en met wie dit praat, Here, my gebed is dat U daardie persone deur die Gees sal aanraak. Dat U dit sal stil maak in hulle, Here, dat U hulle sal oortuig die Gees van dit wat hulle moet doen. Miskien moet aflei, Here, wat hulle miskien moet begin doen. Dat hulle net sal kalm raak, Here, sodat hulle kan sien dit wat U reeds in hulle lewe geïnvesteer het. En dit waarmee hulle sukkel om te speel. Ons dank U daarvoor in Jesus Christus. Amen. Ek gaan nou vra, wat gaan nou dit sing nou? Die papier die 4:16 vers 1 en 3.
dankie vir huldeblyking. Aanleiding van die liedjie, ek weet nie of jy die geskiedenis ken nie, ek gaan net nou vertel nie, dis oor sy gesin verloor het en nogtans die lied geskryf. Ek dink dis uitdaging wanneer ons in die woestyntyd gaan, uitdaging wanneer dit nie lekker gaan. Ek sê, dis wel met my sien, maar ek weet my God is so hier. En hy is besig om my te bou, om my te versterk, om my te vorm, sodat ek kan sterk genoeg wees vir dit wat my voort. Hy vat my oor die berg, nie om my te straf, maar om my sterker te maak, sodat ek van die ander kant blik wat daar is, die omwekingen kan wees. Ek gaan nie weer preek. Prys die Here. Is daar iemand wat hulle blik wil bring asseblief? Iets wil ons sê, miskien iets vertel vir ons. Nie skaam as die mense, ek is ook skaam, ek is skaam. Niemand mooi storie hier van ons. Prys die Here. Dan gaan ek vir Daan vra. Kom ons is Daan vir storie. Ek kan nou baie vertel, maar die trane is te glad. So, ek sal net graag die bedankings doen. Maar ek weet, dit is wonderlik. As God kom en ek kom haal, een van sy engele, en het raak Sondag geraak, 3 uur, hierdie trots is gewoon net mens, toen weer terug. En ons is allemaal bereid om op de Sondag maar 3 uur, hier te kom sit, en wil ek om goed, en tot ziens te sê, want ons gaan ook na wat gelees in die hemel. Maar jy weet, die Here vir wat ek normaal het, is daar ek ook nie goed het, wat ek moet gebeur het. Dit is dinge wat ons nie kan weglet in kerk. En soos Paulus het vir ons terecht moet lees, elke woord het waar nie gesê, so. Julle gemeenskap wat hier sit, ek het hierdie paartjie, dit is een prachtige betrek, was bevoorrecht om een paartjie mee te lees. Jy sit hele gemeenskap van ons. Maar die sê, wie ons is nie? Nou, jy sit al. Of is bereid om hier te kom. En die familie wil vir jy daarvoor kom, dankie sê. Die voordat jy gesing het, dankie. Dus dit daar prachtige stemme van julle, moet nie gedaan. Dan is daar mense, wat er nie dit sonder dat die mense agterkom. Jy sien dit nie, en jy gaan sit na die tyd en jy kom en klap. So wie moet ek allemaal dankie sê, want jy weet, dinge gebeur nie. Jy sien jy stap pas by die huis en jy bekommerd oor wat met morgen gebeur, dan is altyd mense wat het net doen. Ek vraag niks te, soek ek kind van die Heer. So ek het 'n paar name wat die lees en die kinders gevraag dat ek net vir julle lees en dit wil bedank. En ons weet daar waar wil jy by die Here sit, sal hy met 'n glimlag. Jy weet ek ook af, die waar ek gewerk het, en laat so net, ja, baie van ons het al koppe gestaan hier op 'n plek, en dat wil dit moet wees. So vriende, nogmaals baie dankie Basie vir jou boodskap, pragtige koor. Dan lees ek vir julle die bedankings af. Dat is van die wat van verre gekom het, baie dankie. Baie dankie vir julle by die pad gestap het saam met die lees en die kinders, die afgelope paar maande. Dat wil jy nie te gezond was in hospitaal in hospitaaltyd. Maar jy weet, God het ook daarmee gehad. God het ook daarmee vir ons gewys wat sy einddoel sal wees. Dit is eendag met ons ook sal wees. Hulle wil graag elkeen bedank vir die pad soos ek vir jy genoem het. Dankie vir elke boodskap, dankie vir die geldelike bydraes, vir die eetgoed, vir die drukkies. Boven vir al die liefde en vir al die omgewing van die hele gemeenskap. Ons as mense wat by die kerkkamer met mekaar staan vir 'n uur nie. Hier kom ons sy kind kom haal en ons kom oor 'n hele Sondag op met mekaar gestaan.
Dit vanaf teen is lang, nou klaarmaak. Hier was in Willie se winkel staan, dat bereid was om hier te kom, dat die lewe was. Dankie aan Vivian en Annelie vir die rondvraag, die rondtrap en die rondry om alles by mekaar te kry. Nicolette Blauw en die Groenewald vir die hele onbaatsigtige opoffering om op hierdie dag moontlik te maak. Dankie aan almal wat kos by ons huis ingedra het. Dankie vir almal vir die eetgoed vir vandag. Ek sien die mense stap net hier in, glimlag op hulle gesig. Kom sit net neer. Ek kan dit geniet hierna. Nadia wat kom help het. Dankie aan een en elkeen wat hulle dag opgeoffer het. En ons weet, elkeen van julle wat hier is vandag, julle wou hier is. Anders wil jy seker met jou 4x4 gaan rondry. Kom op het kerk tot met vanmiddag by die dam gewees het. Baie dankie. Dankie Tosie Heinz, dat jy elke dag daar was. En die meeste dank van alles aan ons God, die hemelse Vader, vir sy genade. Namens die familie, vanaf hier, weer op die pad moet gaan huis toe, ek versigtig. Kom vraag die van ons wat agterbly hier in die gemeenskap, die liefs wat ek geken het, wil julle, stap die pad saam met hulle. Ek kan nie die versekering gee, hulle gaan nie na vandag vergeet. Baie dankie. Dankie. Ons is op die einde van die program. Ek wil vir pastoor Gert vraag, en jy vir ons die verrassing vandag en sommer die sien op die eerste vraag. Ek wil vraag dat, moenie haastig aan dat die Here is nie aksie veel te doen hierdie dag as op die einde. Selfs op iemand wat jy nie ken nie. Dis al iets wat jy gaan onthou op die dag. Groot iemand, vraag van dit. En die Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die Vader kan doen. Dankie dat ons weet U is 'n liefdevolle Vader, 'n Vader wat omgee, Vader wat altyd gereed staan om te help, 'n Vader wat altyd gereed is, Here, om ons te versterk. Ons gebed is, Here, dat U hierdie familie en spesifiek ook vir Julies, Here, dat U kom en dat U sal vertroos. Die tye waar daar eensaamheid kan wees, tye waar sy gaan voel, ek is alleen, ek moes om Here, dat U Heilige Gees sal kom en aan my toedek met U wonderlike liefde en vrede, en dat sy Here sal ervaar dat U haar omarm. En ons bid vir die res van die familie, Here, dat U elkeen sal vertroos en versterk. En Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan in die tyd waar ons leef, wat so deur mekaar is, dat ons nog kan uitreik na U, dat ons U in vryheid kan aanbid. Ons dankie vir die geleentheid wat ons het om Paula's afskeid te neem, en ons sê dankie Vader vir elkeen wat gekom het, en ons wil bid, Here, laat elkeen weer terug gaan na huis, en selfs die wat ver gereis het. Dank ons U Vader, dat U hand van genade en beskerming oor elkeen sal wees. Ons bid ook, Vader, dat U die voedsel wat nou voorgesit is, dat U dit seën aan elkeen. Ons dank U, Here, vir hulle wat voorberei. Ons bid dat U hande seën. En ons sê dankie, Here, dat ons kan weet dat God leef en U leef in ons. En omdat U leef, Here, kan ons vrede hê en kan ons die toekoms ingaan. Kan ons, Here, kan ons met geloof die toekoms ingaan en weet dat God rig die voetstappe van sy kinders. En om ons eer die dank voor, ons gee al die lof en al die dank en al die prys aan U in Jesus wonderlike naam. Amen. Dankie, dis welkom om te